Goeiedag. Dit is die laaste dag van 2025. Die jaar is op sy rug. Die nuwe jaar lê voor ons. En ons het die voorreg om nou saam te kan wees. Op 'n besonderse manier. Die jaar 2025 te kan afsluit. Ek lees graag vir ons uit Hebreërs 6 vers 11 en 12 ons wotum vir ons saam wees, wat ons ook kan bemoedig vir die jaar wat voorlê. Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Die Here ons God kom groet jou daar waar jy is en hy sê vir jou genade en vrede vir jou my geliefde. Ons weet God se huis, sy hart en sy arms is oop vir jou om nader te kom, om naby aan hom te leef. God se lig skyn oor jou. Kom ons neem 'n oomblik om stil te raak, so op die laaste dag, die laaste oomblikke van 2025. Ons vra die Here om ons bewus te maak van die hoogtepunte, die laagtepunte, wat ons hierdie jaar beleef het. Kom ons raak stil. Almagtige God, ons het in hierdie jaar wat verby is, baie dinge beleef. 365 dae kon leef, kon deurgaan. Sommige dae was goed. Sommige dae was uitskieters. Hoogtepunte wat ons saam met ons dra. Here, daar was ook dae wat ons moedeloos was. Dae waar ons gewonder het of dit dalk die laaste is. As ek vandag my asem uitblaas, as ek vandag aan die slaap raak, sal ek môre weer wakker word. Here, daar was dae tussen ons, tussenin, waar ons weet, U ook teenwoordig was. Dankie dat ons daarvan kan getuig, dat U in die hoogtepunte en in die laagtepunte en alles tussendeur steeds saam met ons op reis is. Dat U ons nooit alleen gelaat het nie. Dat U ons nooit alleen sal los nie. Dankie dat ons kan weet dat U altyd voortdurend aan die werk in ons lewens is. Dat U lig oor ons skyn, U lewegewende lig. En dat U self die pad vir ons vorentoe verlig. Here, waar ons die woord gaan lees en dit gaan oordink, vra ons dat U self deur die Heilige Gees in ons sal werk en ons harte sal kom aanraak. Maak ons bewus van die oomblik in ons lewens waar ons Daniëls is, waar ons Nebukadnesers is, waar ons vriende is. En vorm ons deur U woorde. Amen. Ons skriflesing vir vandag kom uit Daniël 4 vers 34 tot 37. En ek nooi jou om dit saam met my te lees. Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek
Nebukadneser na die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen u nie? Ek het in die tyd my verstand teruggekry en my koninklike waardigheid, my eer en majesteit is aan my teruggegee. My raadgewers en hoofamptenare het my opgesoek. My koningskap is herstel en ek het selfs meer mag gekry as tevore. Ek, Nebukadneser, prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg. Sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verneder. Op die laaste dag van 2025 lees ons hierdie teks saam en ons grootste gebed is dat die Here deur hierdie woorde in elkeen van ons kom werk. Sien, die boek van Daniël in die Ou Testament is vir baie van ons geen onbekende boek nie. Ons weet wat die verhale is wat in die boek van Daniël afspeel. Ons weet hoe die prentjie lyk, ons weet hoe dit uitspeel. En tog is baie van ons eintlik so 'n bietjie skrikkerig om die boek te lees. Teoloë redeneer dat die boek van Daniël soos die boek van Openbaring is, eintlik 'n apokaliptiese literatuur. Dit vertel iets van eindtye, van Christus se wederkoms. Dit vertel oor iets wat in die toekoms lê. En wanneer ons dink aan apokaliptiek, wanneer ons dink aan die eindtye, die toekomstige, raak ons soms 'n bietjie skrikkerig. Soms maak dit dat ons nie eintlik dit wil lees nie, want ons vind vreemde beelde in hierdie boeke. Ons weet nie altyd wat om met hierdie vreemde beelde te maak nie. Maar ek dink sommer aan my dogtertjie, ou Emma. In die aande dan lees sy nou en luister na Afrikaanse Bybelstories en sy noem dit sy wil haar Jesus storie luister. En die ander aand vra sy vir my, mamma, ek wil die Jesus storie oor Daniël luister. En natuurlik weet ons, Jesus figureer nie so pertinent in die boek van Daniël nie, maar sy verwys nou dat sy haar Bybelstories van Daniël wil luister en baie pertinent wil sy hoor oor die leeu in Daniël se leeukuil of in die leeukuil waarin Daniël gegooi is. Ons almal het hierdie beelde van jong dae af waar ons bekend geraak het met Daniël in die leeukuil, met Daniël en sy 4 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, wat in die vuuroond gegooi is. Ons is selfs bekend, soos ons ouer word, met die Daniëls vas, die eet van net groente en vrugte. Maar tog het ons 'n bietjie 'n weerstand om die boek van Daniël te lees, want ons weet, daar is ook hierdie onbekende beelde. Beelde wat ons nie altyd weet wat om daarmee te maak nie. Nou Daniël, weet ons, was 'n besonderse man in sy tyd ook gewees. En ons lees daarvan in Daniël 1, van sy figuur, van sy voorkoms, en ons gaan vandag so 'n bietjie vanuit Nebukadneser, wie die koning in daardie tyd was, se perspektief na die boek van Daniël kyk. En kyk hoe God met hom aan die werk is. Nou, Nebukadneser was die koning wie in daardie tyd regeer het.
Nebukadneser was 'n magtige man. Hy het baie mag en aansien in sy tyd gehad. Hy was die koning wat daartoe gelei het, sy leiding, sy planne het daartoe gelei dat Juda ingeval is en oorgeneem is. Die bekende ballingskapverhaal, wat ons almal van weet, van hoe die volk weggeneem is uit die land wat God aan hulle beloof het. Daardie ballingskapsverhaal het Nebukadneser in werking gesit. Dis sy planne, dis sy leer wat oorlog gevoer het. En dan kry hy hierdie mense wat hy van Judea af weggevoer het, klomp mense wie as slawe vir hom gaan werk het. En dan sê hy so die mees vernaamste mense wat daar in Juda geleef het. Hy wil hulle deel maak van sy span, sy kerngroep. Hy soek manne wat sterk is, wat slim is, wat uit 'n koninklike agtergrond kom, wat 'n mooi voorkoms het. En onder hierdie manne wie die koning Nebukadneser soek, val dan Daniël en sy 3 vriende. Hulle is sterk manne. Hulle kom uit 'n goeie agtergrond uit. Hulle is slim. Ons lees van hoe hy dit beskryf, dat Nebukadneser die sterkstes van die sterkstes eintlik wil hê. Hulle moet by hom kom werk. En dan lees ons van hoe die Daniëls vas, wat ons vandag mee bekend is, eintlik vir Daniël en sy vriende gehelp het om eintlik die sterkste manne onder die groep te wees. Want die koning het eintlik beveel hierdie groep mense wat hy eintlik voorberei het om sy leer te word, dat hierdie groep mense sekere kosse moet eet. Hulle moet lekker drink, hulle moet lekker eet, hulle moet goeie omstandighede waarin hulle leef. Maar deel van hierdie kosse en hierdie gebruike was teen Daniël se geloof, teen hom en sy vriende se verhouding met God. En dan vra hulle wil nie eintlik daardie kosse hê nie, hulle wil nie deelneem aan dit alles wat die koning vir hulle vrylik wil gee nie. En uiteindelik stem die koning daartoe in. En hulle raak toe hierdie sterk manne, want hulle eet gesond en hulle het 'n goeie lewenstyl. Die mense om hulle beleef dat Nebukadneser goedgunstig is teenoor Daniël. En dit plaas vir Nebukadneser eintlik in 'n moeilike posisie. Hy staan hier as koning, as magtige heerser, en hy beleef daar's konflik. Hier's manne wat goed lyk, wat slim is en wat gesond is. En die res van die groep wil hulle eintlik te nakom, omdat hulle goeie behandeling kry, omdat die koning hulle eintlik verkies bo die ander. En uiteindelik speel dit daarop uit dat Daniël se vriende in die vuuroond gegooi word. Nebukadneser sien dit. Hy sien hoe daar 'n 4de wese in die vuuroond is. Hy erken selfs dat Daniël en sy vriende se God besonders is. Hy sê dat niemand hulle God mag sleg sê nie. Maar tot op hierdie stadium kom daar nie inkeer in Nebukadneser se lewe nie. Regdeur sien ons hoe Daniël sy drome vir hom uitlê, hoe hy geleentheid kry om 'n ontmoeting met die Here te hê. Hy sien hierdie wonderwerke, maar steeds is daar geen inkeer nie. Ons sou onsself kon afvra, waarom nie? As ek in my eie lewe dink, as ek so iets moet sien afspeel, hoe mense in die vuuroond gegooi word, wat 7 keer warmer is as wat normaalweg gestel was, en ek sien hulle leef nog steeds, so dat tog iets in my moes gebeur wat my lei tot inkeer. Iets wat maak dat ek hierdie God wil leer ken, hierdie God wat hierdie mense beskerm.
Maar Nebukadneser kom nie tot inkeer nie. Iets in sy eie lewe verhoed hom. Hy is die magtige heerser wat eintlik mag bo alle mense het. En ons leer dat hierdie liefde wat hy vir die mag het, dat dit eintlik die plek in sy hart inneem. Die plek wat God in sy lewe moet hê. Hoekom sal hy 'n God nodig hê as hy self soos 'n God behandel word? As hy self as 'n God gesien word? Waarom sou hy dan inkeer en terugdraai na die Here toe? Dit bring ons dan by ons teksgedeelte vir vandag, waar ons lees dat Nebukadneser uiteindelik tot inkeer kom. Uiteindelik in die Here glo en verkondig dat God goed is. Wat maak dat hy op daardie punt uitkom? Sien hy uiteindelik in hoofstuk 4 het hy hierdie droom wat niemand anders vir hom kan uitlê nie. Niemand anders weet wat hierdie droom beteken nie. En hy vertel vir Daniël, hierdie droom wat hy beleef het, is van 'n hoë boom wat aan die hemele raak. Sy vrugte is goed vir die nasies. Die diere wy in sy skaduwee. Dis goed vir almal. En dan kom daar 'n engel uit die hemel uit en sê, kap af hierdie boom. Hy hoort nie hier nie. Die diere moet wyk onder sy skaduwee uit. Sy vrugte moet weggegooi word. En hy sal vir 7 jaar lank in die grond in lê. Verwoes wees. Hy sal raak soos diere. Die gedagtegang van diere hê. Hy sal wy en in die veld eet soos die diere. En dan weet ons, lei God vir Daniël om hierdie droom aan Nebukadneser te verduidelik. Ek wil graag Nebukadneser se eie woorde vir ons lees in hoofstuk 4 om ons te help om te verstaan wat hier besig is om te gebeur. Vanaf vers 4 staan daar: Ek, Nebukadneser, het rustig en voorspoedig in my paleis gewoon, maar toe het ek 'n droom gehad wat my ontstel het, visioene in my slaap wat deur my kop gemaal en my laat bang word het. Daarom het ek 'n bevel uitgevaardig dat al die koninklike raadgewers voor my gebring moes word om vir my die droom uit te lê. Toe het die towenaars, die voorspellers, die sterrekykers en die besweerders gekom. Ek het hulle my droom vertel, maar hulle kon dit nie vir my uitlê nie. Uiteindelik het Daniël, genoem Beltsassar, na die naam van God en in wie die gees van die heilige gode is, ingekom. En ek het hom die droom vertel. Ek het vir hom gesê, Beltsassar, hoof van die towenaars, ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is en dat geen geheim vir jou onverklaarbaar is nie. Hier is nou my droom. Lê dit vir my uit. Ek het hierdie visioen in my slaap gehad. Toe ek kyk, sien ek 'n boom in die middel van die aarde en dit was baie hoog. Die boom het so groot en sterk geword dat sy top aan die hemel geraak het en dit was oral op die aarde sigbaar. Sy blare was mooi en sy vrugte was groot. Daar was genoeg kos aan hom vir die hele wêreld. Onder hom het die wilde diere skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls nes gemaak. Alles wat leef het van hom hulle kos gekry. Toe ek nog so kyk terwyl ek in my slaap die visioen sien, kom daar 'n wag, 'n engel uit die hemel. Hy het hard geroep: Kap af die boom, kap af sy takke, stroop af sy blare en gooi weg sy vrugte. Die wilde diere moet onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke uit. Maar bind 'n yster en bronsband om sy stomp en laat dit in die grond bly
saam met die gras van die veld. Nebukadneser moet snags deur die dou nat gemaak word en van plante leef saam met die wilde diere. Sy verstand moet anders word as die van 'n mens. Hy moet die verstand van 'n dier kry. Dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. Daniël luister na hierdie droom wat Nebukadneser beleef het. Ons kan verstaan dat Nebukadneser so 'n bietjie ongemaklikheid in hom beleef, dat hy selfs bang raak vir hierdie beeld wat hy sien. En Daniël lê dit uit. Hy sê vir hom, jy Nebukadneser, jy is hierdie hoë boom, hierdie groot boom, wat eintlik veronderstel is om goed te wees vir die mense daar buite. Die wilde diere loop in jou skaduwee. Jou vrugte kan goed wees vir die wêreld. Dis eintlik Nebukadneser se oproep om tot geloof te kom. Sy waarskuwing om tot geloof in die Here God te kom. Maar ons weet hy doen nie. Ons weet dat hy dan sy koningskap, sy heerskappy verloor. Vir 7 jaar lank raak hy eintlik soos 'n besetene wat in die veld gaan leef. Die teks sê sy gedagtes raak soos die van diere. Hy dink nie soos 'n mens nie, hy dink nie normaal nie. En vir 7 jaar lank woon hy daar, weg, gestroop van alles wat vir hom belangrik is. Gestroop van alles wat vir hom eer en aansien gee. Toe die tydperk verby is, lees ons in ons skrifgedeelte vir vandag, het hy opgekyk na die hemele. Het hy uitgeroep na God. En God het sy hand na hom toe uitgesteek. In 'n situasie wat ons eintlik sou dink hopeloos is, sou daar regtig vir Nebukadneser hoop wees. 'n Man wat homself so belangrik ag. 'n Man wat so hard daaraan werk om nog en nog bymekaar te maak, sou daar hoop wees vir hom. As ons sien hoe hy daar in die veld soos 'n besetene rondloop, hoe hy van die gras eet, hoe hy tussen die diere leef, sal dit vir ons wees dat ons kan dink daar's hoop vir die man. Sal ons kan dink dat daar 'n uitweg is. Toe die tyd verby is, kyk hy op na die hemele. En God steek sy hand na hom uit. God herstel self sy koningskap, sy majesteit. Hy kry weer die eer en die aansien wat hy gehad het. Inderwaarheid kry hy meer. Sy raadgewers en almal het na hom gaan soek en hulle het hom gevind en hy het weer sy plek ingeneem as koning, maar met 'n ander perspektief. Hy kyk anders na die wêreld en anders na God. Hy het tot inkeer gekom. Baie keer vra ons onsself af, waarom sekere mense nie tot inkeer kom nie? Waarom sekere mense nie tot geloof kom nie? Hulle sien dan hierdie wonderwerke van waarmee God besig is. Hulle sien die wonderwerke van hoe 'n kindjie in die moederskoot gevorm word, hoe 'n kind gebore word. Hulle sien die wonderwerke van hoe daar reën kom in droogtes, maar steeds glo hulle nie. Daardie mense lyk vir ons soos hopelose situasies. Hopelose omstandighede. Maar ons sien vanuit die boek van Daniël die verhaal van Nebukadneser, hoe God met mens op reis is. Ons leer dat nie noodwendig net hierdie dadelike inkeermoment in iemand se lewe is en dan glo hulle net en hulle hele lewe is verander nie. Ons sien hoe hulle keer op keer ontmoeting met God het.
keer op keer gevorm word, uiteindelik tot op die punt waar hulle hele lewe anders is. Ons weet van die verhaal van Paulus, waar dit eintlik soos 'n hopelose omstandighede gelyk, waar hy mense vervolg het vir hulle Christendom. Hy het hierdie een moment, hierdie ontmoeting met God en sy lewe is anders. Maar verder ontmoet hy weer die Here in die manier hoe hy met mense werk, en die manier hoe mense met hom werk, en sy lewe word stelselmatig verander en groei hy in sy verhouding met God. Dalk lyk ons eie lewe vandag vir ons soos hopelose situasies. Dalk het jy nie in 2025 bereik wat jy graag wou nie. Dalk voel jy selfs dat jy gefaal het. Jy het nie by die mense uitgekom by wie jy graag wou nie. Jy het nie die plekke gesien waar jy graag heen wou gegaan het nie. Jy kon nie 'n taakies afmerk wat jy graag dalk afgemerk wou hê nie. Jou verhouding met die Here lyk dalk nie soos wat jy graag sou wou hê dit moet lyk nie. Dit voel dalk hooploos. Van Nebukadneser kom leer ons, God is steeds op reis met ons. Keer op keer kom openbaar God homself aan ons in hierdie lewensreis, sodat ons gevorm word, hervorm word, omvorm word, om meer en meer aan die beeld van Christus gelyk te word. Dit is waar dat op die 31ste Desember en die 1ste Januarie in daardie nag gebeur daar nie wonderwerke nie. 2025, 31 Desember, is ek nie een mens en wanneer die nuwe jaar aanbreek, is ek dadelik iemand anders nie. Nuwe jaar, nuwe ek. Maar wanneer ons hierdie oorgang sien, wanneer ons sien hoe die son sak, hoe dit donker word, leer ons opnuut van tyd wat uitloop, tyd wat vergaan. Wanneer ons sien hoe die son weer opkom, hoe die nuwe dag en die nuwe jaar aanbreek, word ons opnuut uitgenooi om hervorm te word deur God. Daar gebeur nie wonderwerke, vreemde dinge in die nag net tussen 31 Desember en 1 Januarie nie. Dit kan so wees. Maar God nooi ons uit om voortdurend in hierdie lewensreis op soek te wees na hoe God werk, na hoe God vorm, na hoe God lig skyn, sodat ons lewe kan leef. Sodat ons in die lig kan lewe. Fanny Snyman het Sondag gepraat oor ons kyk terug na die jaar wat verby is. Ons kyk terug met dankbaarheid. Ja, ons het dalk nie alles bereik wat ons graag sou wou nie. Maar ons kyk vorentoe met vreugde, 'n hart vol hoop en vol vreugde, want ons weet God is steeds, soos met Nebukadneser, soos met my en jou, op reis. Om hierdie lewensreis saam te leef. Meer van God se lig te reflekteer in sy koninkryk in. Nie ons eie nie, nie die een wat ons self vir ons graag wil vestig nie, maar in God se koninkryk in. Ek sluit af met 'n paar nuwejaarsvoorneme wat Stefan Joubert aan die einde van 2023, begin 2024 in die beeld geskryf het. En is veronderstel om vir ons voorneme te wees wat ons help in hierdie reis met God. In hierdie verhaal van Nebukadneser, om gevorm te word, om al meer en meer aan die beeld van Christus gelyk te word. Hy het geskryf:
In 2024, en ons maak dit nou in 2026 vir ons, is ons voorneme om die Here na te volg met alles in my, om vrygewig te leef, soos wat Jesus my leer, sonder om iets terug te verwag, om ander mense geestelik ryk te maak, al voel ek soms brandarm, om 'n voltydse student te wees van die Here en sy woord, en om myself te omring met wyse mense, om te doen wat reg is, om mense met respek te behandel, al doen hulle nie dieselfde terug nie, om eers ekskuus te sê wanneer ek verkeerd is, om vergeetagtig te wees wat my eie behoeftes betref, en om 'n sagter hart te hê vir almal rondom my, om op die uitkyk te wees vir al die stil helde wat nooit erkenning soek vir hulle liefdesdiens en goeie dade nie, en om hulle in hulle voetspoor te volg, om te bid vir mense wat met integriteit werk en leef te midde van onreg en korrupsie, en om hulle te bemoedig om te volhard, om vrede te maak met die feit dat ek sommige mense sal teleurstel, omdat ek nie alles vir almal kan of hoef te wees nie, om met dankbaarheid te leef vir elke stukkie brood op die tafel, as ook vir elke nuwe dag wat die Here aan my gee, om gefokus te wees op God se eer in alles wat ek dink, sê en doen, om nie een aand te gaan slaap sonder dat ek my doel in die lewe nagejaag het nie. Mag ons voortdurend, soos Nebukadneser, gevorm word deur die Here, wanneer ons ontmoetings het met mekaar en met God. Mag hierdie voorneme jou ook vorm in die jaar wat voorlê, om meer en meer gelyk te word aan die beeld van Christus. Amen. Here, ons is aan die einde van 2025. Ons het so 'n bedroewigheid oor ons, oor die bewustheid van dit wat alles verby is, dit wat ons nie weer gaan beleef nie, ten minste nie soos ons dit die eerste keer beleef het nie. Here, daar is 'n opgewondenheid in ons, vir 'n jaar wat voorlê, vir nuwe moontlikhede, vir nuwe dinge wat oor ons pad kan kom. Here, maar maak nie saak hoe die jaar uitspeel en hoe ons aan die einde van 2026 weer by mekaar gaan kom nie. Mag alles tussen nou en dan tot eer van U naam wees. Mag ons op die uitkyk wees vir nuwe maniere hoe U Uself aan ons openbaar. Mag ons ontvanklik wees vir die maniere hoe U Uself aan ons openbaar. Lei ons, Here. Dra ons op die dae wat ons nie weet hoe om self vorentoe te gaan nie. Help ons om te kan sit in die stilte. Te kan weet dat U ook daar teenwoordig is. Vertroos ons wanneer ons laagtepunte beleef, wanneer ons herinner word aan die laagtepunte wat reeds verby is, en help ons om ons vreugde, vrede en hoop in U gevestig te hou. Here ons goed, al die eer, heerlikheid en erkenning kom aan U toe vir die jaar wat verby is, ook vir die jaar wat voorlê. Amen.
Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer die sorg verklein, vergroot vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik weer u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag word. En kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkome nuut, u eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer u grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer u grote Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by u en lei u om in God se lig te lewe en gereeld hervorm te word. Voorspoedige nuwe jaar.